Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgelees deur Marlena Nel. Maandag 12 Januarie. Om te sterwe is wins. Kom ons open met gebed. Liewe Heer, ons sê vir U vreeslik baie dankie dat U ons die voorreg gee om vandag uit U woord en hierdie studie te bestudeer. Liewe Vader, laat U lig hierdeur skyn en help ons asseblief om die boodskap hieruit te verstaan. Ons vra dit in die naam van Jesus alleen. Amen. Net in geval jy dit nog nie agtergekom het nie, ons almal, veral gelowiges, is in die groot stryd betrokke wat rondom ons en ook in ons woed. Ons almal op een of ander manier ondervind die werklikheid van hierdie kosmiese konflik en dit sal so wees tot die dag wanneer ons sterwe, hoe ook al dit gaan gebeur. Lees 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 6. Wat is die grondslag van die geestelike oorlog wat ons voer en wat is ons wapens? Ons lees 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 6. Want hoewel ons in die vlees wandel, voer ons die stryd nie volgens die vlees nie, want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp, terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerp word teen die kennis van God en elke gedagte gevange neem tot die gehoorsaamheid aan Christus en ons gereed hou om elke ongehoorsaamheid te straf wanneer julle gehoorsaamheid volkome is. 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 6. Die mees dodelike geestelike wapens bestaan uit goeie en slegte idees. Satan gebruik kritiek, verraad of troubreek, verwarring, vrees, groepsdruk en 'n menigte soortgelyke werktuie wat Christene nooit behoort te gebruik nie. Ons moet in die plek daarvan liefde, genade, vrede, minsaamheid, lankmoedigheid, vriendelikheid en selfbeheersing toepas. Ons mees kragtige wapen wat met oorleg gebruik moet word is, volgens Efesiërs 6 vers 17, die woord van God, met die behulp van die Heilige Gees, want net God kan die waarheid in 'n persoon se hart tuisbring. Ons is slegs die instrument wat God gebruik om sy doelstellings te bereik. Lees Filippense 1 vers 21 en 22. Hoe verstaan ons Paulus se stelling hier, veral in die konteks van die groot stryd? Ons lees Filippense 1 vers 21 en 22. Want vir my is die lewe Christus en die sterwe wins, maar as ek in die vlees moet lewe, dan beteken dit vir my vrugbare arbeid en wat ek sal kies, weet ek nie. Filippense 1 vers 21 en 22. Omdat die stryd geestelik is, bestaan ons stryd uit gedagtes en waardes. Tog het Christus namens ons by die kruis oorwin, en solank ons aan hom verbind bly, kan ons nooit oorwin word nie, selfs al sou ons doodgemaak word. Paulus het sy lewe oorgegee aan wat ook al, hoe onregverdig ook al, met hom op hierdie aarde sou gebeur, want hy het sy lewe en sy toekoms aan 'n hoër gesag toevertrou. Ons as Christene moenie veg vir ons eie regte nie, maar vir dit wat reg is. Dis nie mag wat reg oorwin nie, maar reg wat mag oorwin. Onderwerping aan God se wil is eerbaar. Dit is inderdaad die enigste manier om hierdie oorlog waarin ons bevind te kan wen. Jesus is natuurlik die beliggaaming van die onderwerping aan die wil van God, soos Paulus dit in Filippense 2 beskryf. Op watter maniere ondervind jy op hierdie oomblik die werklikheid van die groot stryd? Hoe kan jy bemoedig word en krag ontvang deur jou kennis dat Christus reeds die stryd namens ons oorwin het?